Môre, dis maandag die 3 November en ek hoop dit gaan goed met jou vandag. Mag jy die vrede van Jahwe, die Here van heerlikheid in jou hart voel. Oor die naweek het ons gehoor hoe God vir Abraham uit Ur geroep het, weg uit 'n stad van afgode en vuur, na 'n nuwe land wat hy sou wys. Maar vandag sien ons wat gebeur wanneer iemand halfpad gehoorsaam is. Abraham het sy pa Tera en sy familie saamgeneem, en toe hulle by 'n plek met die naam Haran kom, het hulle daar gebly. Genesis 11 vers 31 tot 32 sê vir ons: En Tera het sy seun Abraham geneem en Lot, die seun van Haran, sy kleinseun en Sarai, sy skoondogter, die vrou van sy seun Abraham, en die het saam met hulle uit Ur van die Galdeërs getrek om na die land Kanaan te gaan. En hulle het tot by Haran gekom en daar gaan woon. En vir jare was daar stilte, geen altaar, geen stem van Jahwe nie, geen beweging. Haran beteken droogte of vrugtelose plek, en Tera beteken vertraag. Dis die beeld van 'n lewe wat nie heeltemal oorgegee is nie, 'n geloof wat halfpad staan. Abraham het die wêreld agtergelaat, maar die wêreld het hom nog nie agtergelaat nie. En weet jy, dis hoe dit met ons ook gaan. God roep ons om hom te volg, maar soms hou ons vas aan die dinge van die ou lewe, die sondes, die gewoontes of die mense, wat ons geloof vertraag. En dan voel ons droog, ons hoor nie meer nie. Die hemel is stil, want Haran is nie net 'n plek nie, dis 'n geestelike toestand. Maar toe Tera sterf, het Jahwe weer met Abraham gepraat, en die Here het gesê, gaan uit Haran na die land wat ek jou sal wys. Abraham het opgestaan en beweeg, en vir die eerste keer na jare hoor hy weer God se stem. Hy bou 'n altaar vir El Elyon, die allerhoogste God. Sien jy, Haran is nie net sy verhaal nie, dis ons en ook. Ons almal begin in Ur, die wêreld. Baie bly vas in Haran, halfhartige geloof. Maar God roep ons tot Kanaan, die lewe van belofte in Christus. En dis presies wat Jesus kom doen. Waar Abraham stil gestaan het, het Yeshua Jesus die pad voltooi. Hy het nie by Haran gebly nie. Hy het tot op Golgotha gegaan. Waar ons droog was, bring hy die water van lewe. In Johannes 7 vers 38 sê dit: Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Dis die werk van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, wat elke droë siel weer laat lewe. So as jy vandag voel soos Abraham in Haran, vas, moeg, sonder rigting, weet dit, El Shaddai, die almagtige God, roep jou weer om te beweeg. Nie in jou eie krag nie, maar in sy genade. Haran is nie die eindpunt nie. Dis net die plek waar die Here wag, tot jy weer sê, ja Here, ek beweeg. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, U is heilig en goed. Dankie dat U my roep uit die wêreld van sonde, na U lewe van lig. Laat U wil geskied, en gee my moed om die ou dinge agter te laat. Here Jesus, Yeshua, help my om nie in Haran vas te bly nie, maar aanhou loop saam met U. Vergewe my waar ek halfhartig was, en vul my met U Gees, Ruach HaKodesh. Lei my elke dag op die pad van geloof en vrug, want U is my skild, my redder en my lewe. Bid dit saam in Jesus naam. Amen. En onthou vandag, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Haran is nie jou eindbestemming nie. Jahwe roep jou verder. Laat die ou dinge agter. Lig jou voete op en stap saam met hom in geloof. Die Vader roep, die Seun lei en die Gees vernuwe. Die droogte is verby en die lewe vloei weer. Ek hoop jy het 'n geseënde maandag.